Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Vir jou vreemd is wat vanoggend gebeur het. Ek praat nou van die spontaneous worship. Ek praat van die tale wat uitgegaan het, die uitleg van tale. As dit vir jou vreemd is, het ek vir jou goeie nuus. Jy moet hier wees vanoggend. Okay? Vanoggend is Pinkster Sondag. Amen. Dis Pinkster Sondag en ek wil begin deur om 'n storie te vertel wat in my lewe gebeur het. As 'n bietjie van 'n inleiding. Toe ek 'n jong tiener was of 'n jong seun was, het ek daai ouderdom bereik wat elke kind wil bereik. En daai ouderdom is daai ouderdom wat jy nie meer hoef kinderkerk toe te gaan op 'n Sondag nie. Okay? En toe ek die kinderkerk is baie lekkerder, net so baie, maar toe ek daai ouderdom bereik het, en ek vir die eerste keer in die kerk kon sit saam met my ouers, was dit vir my 'n nuwe ervaring gewees. En so bevind ek myself een Sondagoggend in 'n Sondagdiens en in 'n AGS gemeente, klein AGS gemeente, en ons is besig om te aanbid. Nou vir my, wat nou net van die kinderkerk af gekom het na die groot mensdiens toe, was dit vir my vreemd gewees om te sien hoe die mense hulle hande opsteek as hulle bid. En hoe mense spontaneous worship doen. En so ek het daar so gestaan, soos dit. En ek het geluister na die liedjies. Ek het nie eers saam gesing nie. Dit is hoe ongemaklik ek was. En ek onthou die een Sondagoggend is ek besig en ek staan daar en ek luister na die worship team wat besig is om te aanbid. En ek staan daar en die oom wat langs ons sit, wat ons nou al vir jare ken, begin in tale te praat. Terwyl ons aanbid. En ek staan daar en my eerste reaksie is soos, dis weird, wat gaan aan hierso? En die diens gaan aan en na die tyd gaan ek na my ma toe en ek sê vir my ma, hoor hierso, ek dog hierdie ou is 'n Suid-Afrikaner. Wat gaan aan hierso? Wat se taal het hy? Ek het geen idee nie. En my ma verduidelik toe vir my die konsep van tale praat. My eerste reaksie was, wow. Nee, dis weird. Nee, dis snaaks. Dit ek weet nie. En ek het die skrif gaan ondersoek en terwyl ek die skrif ondersoek het dit by my opgeval dat nie net is dit in die skrif nie, maar daar is ander geestelike gawes ook. Tale was nie die enigste een gewees nie. En weer eens was my reaksie, ek weet nie. Hierdie is weird vir my. Alles wat binne in my vlees is skop teen dit en sê, wow. Hierdie is snaaks. Ek weet nie of ek betrokke hier wil wees nie, dit is vir my weird. Maar hoe meer ek die skrif gelees het, hoe meer besef ek het 'n keuse wat ek moet maak. En die keuse wat ek moes maak is, gaan ek binne in my blokkie en my boksie van gemak bly, my gemaksone bly, of gaan ek uittreë? En gaan ek dit pursue as dit die Here se wil is? Want as dit die Here se wil is, dan is dit tog die beste vir my, as sy kind. En so vanoggend, ek wil hierdie vraag vra, en vra, wie het die reg om te bepaal hoe 'n diens soos hierdie lyk? God. Het enige een van ons die reg om te sê, nee, ek dink nie dit pas daar nie, of nee, ek dink nie dit hoort so nie, of nee, ek dink dit moet eerder so lyk. Het enige een van ons die reg om dit te sê? Nee. So God het die reg om te bepaal hoe sy diens lyk. Hoe dit lyk wanneer ons as gelowiges bymekaar kom. Né? Ek wil hê julle moet die volgende skrif saam met my lees. 1 Korintiërs 14 vers 26. Hy sê die volgende, hy sê, hoe moet dit dan wees, broers? Voordat ek aangaan daarso, kom ons ontleed net gou hierdie vraag. Hoe moet dit dan wees, broers?
Die woord wat by my opval onmiddellik is die woord moed. Nee? Die woord moed. Hoe moet dit wees? Met ander woorde, hierdie is nie 'n voorstel wat Paulus maak nie. Hierdie is nie 'n van baie opsies wat hy vir ons gee as kinders. Hy sê, hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaar kom. Hoe gereeld? Elke keer. Elke keer as julle bymekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan, en dan sê hy, sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Nou wat belangrik is hierso, is Paulus skryf hierdie aan die kerk van Korinthe. En hy skryf dit as 'n correction. Want die kerk van Korinthe het die geestelike gawes gebruik, maar hulle het dit verkeerd gebruik. Hulle het dit gebruik om supergeestelik te wees. Hulle het dit gebruik dat die aandag op my is. So ek profeteer, so ek is die profeet, so kyk vir my. Of ek praat in tale, ek is die een wat in tale praat, kyk vir my. Of ek is die een wat dit doen, kyk vir my, ek is dit. En dit was amper 'n kompetisie gewees in die kerk van Korinthe om te sien wie is die meeste geestelik. En Paulus skryf aan hulle en sê, wow, julle mis dit. En hy korrigeer hulle. Nou, wat belangrik is in die feit dat hy hulle korrigeer, is dat hy vat dit nie weg nie. Hy sê nie, die Here wil nie hê julle moet dit doen nie. God bepaal hoe sy kerk moet funksioneer. En hy bepaal die orde van hoe dit moet blyk. Nou as jy 1 Korintiërs 14 gaan lees, dan sal jy lees, hy praat van tale en hy praat van profesie en hy gebruik die twee om bietjie orde te skep rondom hoe dit moes wees, want dit was baie uitspattig geweest. Mense het die dienste onderbreek met tale of wat ook al. En Paulus het ingekom en bietjie orde geskep rondom dit, om seker te maak dat die gemeente nog opgebou moet word. Want die doel van die gawes was om die gemeente op te bou. Die doel van die gawes is om ons as 'n kerk op te bou. So hy korrigeer hulle en sê, hierdie is hoe dit moet wees. Maar moenie 'n fout maak nie, dit moet nog steeds so wees. Nee? Hy sê nie vir hulle, julle moet nou stil bly nie. Hy sê nie vir hulle, julle moet dit nou iewers anders gaan doen en die kerk is actually, jy weet, ons moet, hy niks van dit nie, hy sê, dit moet so wees, maar vir die opbouing van die gemeente. Bitter belangrik. Ons ervaring, ons idees, ons opinies, bepaal nie hoe die gawes van die Gees of 'n diens soos hierdie moet funksioneer nie. Ons geloof word nie gebou op dit wat ons dink nie, maar op dit wat die woord sê. En die woord van God sê, wanneer julle bymekaar kom, dis hoe dit moet wees. Elkeen het 'n bydrae om te lewer, 'n psalm, 'n onderrig, 'n taal of 'n ongewone klank en 'n uitleg daarvan. So dit is bitter belangrik om te weet. 1 Korintiërs 14 vers 1, hy begin 1 Korintiërs 14 vers 1 met 'n opdrag. Ek kan hom opsit. Hy sê, julle moet die liefde nastreef voordat ons aangaan. Doktinus het laasweek oor die liefde gepraat en hy het die fondasie gelê en gesê, die werking van die Gees moet uit liefde kom. Daar moet liefde wees. Liefde moet die motivering wees. As liefde nie daar is nie, dan is dit 'n klinkende sambaal. Dit beteken niks. Maak nie saak hoeveel jy in tale praat nie, maak nie saak hoeveel jy profeteer nie. So hy sê, julle moet die liefde nastreef, en dan sê hy, lê julle toe op die gawes van die Gees. Die nuwe vertaling sê, beywer julle op die gawes van die Gees. Die Engelse vertaling sê, eagerly desire the spiritual gifts. Dis 'n opdrag. Dis nie opsioneel nie. Dis 'n opdrag. Okay? Die opdrag is, soek die geestelike gawes. Soek dit vir jou lewe en soek dit vir die kerk. Soek dit vir die gemeente. Want die doel van die geestelike gawes is om ons op te bou. En dan sê hy, maar veral daarop te profeteer, en dan gaan hy nou aan,
Maar beywer julle, dis 'n opdrag. Dis nie net vir sekere Christene nie. Dis nie net vir die, as ek die Engels kan gebruik, die spiritual elite nie. Dit is God se wil vir jou. En ek wil hê julle moet dit hoor, want baie keer kruip ons weg in hierdie gemaksone van ons. En ons wil nie soontoe gaan nie, en ons wil nie daar wees nie, want dit is vir ons ongemaklik, dis vreemd, dis snaaks, daar's vrae, en alles in my vlees skop daarteen. Maar kerk, dis God se wil vir jou. Dis God se wil vir jou om dit te beleef, dis God se wil vir jou om daarin te loop. En die probleem is ons gemaksones, soos wat ek sê. En net soos wat ek 'n keuse gehad het, toe ek vir die heel eerste keer blootstelling gekry het aan dit, toe ek dit gehoor het, toe ek dit beleef het, was gaan ek in daai boksie bly en sê dis nie vir my nie. Dis dalk vir die geestelike elite, dis dalk vir die pastoor of wie ook al. Of gaan ek uittreë en sê, maar ek soek dit ook. Ek wil ook dit beleef. Ek wil ook in die volheid van die Gees wees. En vanoggend wil ek vir jou kom sê, moenie toelaat dat jou gemaksone jou terughou van die volheid wat God wil bereik in jou lewe nie. Die Gees wil deur jou werk. Die Gees wil jou gebruik om te profeteer. Die Gees wil jou gebruik om vir siekes te bid sodat hulle gesond kan word. Die Gees wil jou gebruik om 'n woord van kennis of 'n woord van wysheid oor iemand te spreek wat hulle lewens verander. Die Gees wil jou gebruik. En die Gees wil die persoon langs aan jou gebruik. En die Gees wil die persoon voor jou gebruik. Kom julle agter wat ek doen hierso? Is nie vir een persoon of vir twee of vir die geestelike elite of jy moet eers 'n graad hê of jy moet eers gaan studeer of jy moet eers 'n kursus doen of wat ook al nie. Hy wil jou gebruik. Daar waar jy sit. My tema vanoggend is kom loop op die water. En ek is seker as julle die tema hoor, dan weet julle presies wat die storie is waartoe ek gaan. Maar kom ons lees dit saam. Matteus 14, vers 22 tot 33, dis nie op die slides nie. So ek wil hê julle moet dit saam met my lees. Matteus 14, 22. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om solank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. En toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. En Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en het begin sink en uitgeroep, Here, red my. En dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die seun van God. So Jesus hulle is besig om te bedien, besig om wonderwerke te doen. En hy sê vir hulle, gaan so lank, ek sal opvang. Ek sal nou daar wees. Gaan so lank oor die see van Galilea. En die disippels het gegaan en hy het agtergebly om te bid. En terwyl die disippels op die see was, het die storm gekom. En daai tyd, daai skepe, daai skei waarvan hy praat hierso, is nie hierdie groot ysbreker skepe wat ons ken wat in die hawe sit nie. Dit is 'n klein boot van hout gemaak.
Okay, so 'n storm op die see was rof. En die storm het gekom en hulle het begin bang word. En Jesus het op die see geloop, aangekom na hulle toe. En toe hulle hom sien, toe was hulle bang. Want dis onnatuurlik. Dis ongewoond. Dis vreemd. Dis ietsie wat hulle nie ken nie. Dis ietsie wat buite hulle gemaksone is. Iemand wat op die water loop, ek bedoel. As jy daarso is en jy's besig om deur die wind geruk te word en jy sien iemand op die water kom, jy gaan ook wees soos, wow, my tyd het gekom. Die engele is hier om my te kom haal, ek is reg. En Jesus sê vir hulle, moenie bekommerd wees nie, moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Dis ek. En Petrus sê, Here, as dit U is, roep my. En hy sê, kom. Ek wonder wat het deur Petrus se gedagte gegaan daar. Kom. Hoe loop jy op die water as jy nog nooit op die water geloop het nie? Gaan jy net en hoop maar vir die beste. En hy klim uit die boot uit en hy begin loop. Nou daar's 'n paar goed wat ek wil uitwys uit hierdie storie uit. Die eerste een is, jy sal nooit persoonlik beleef wat God kan doen as jy in die boot bly nie. Jy sal nooit persoonlik, nou ek gebruik die woord persoonlik baie intentioneel, maar jy sal nooit persoonlik beleef wat God kan doen as jy in die boot bly nie. As jy in jou gemaksone bly, dan sal jy nooit persoonlike belewenis hê van wie die Heilige Gees is nie. Moet dit nie verkeerd verstaan nie, die disippels wat op die boot was, het ook 'n belewenis gehad. En ek is seker na die tyd het hulle gegaan en hulle het hierdie storie vertel. Jy sal nie glo wat het met Petrus gebeur nie. Hy het uitgeklim en hy het op die water geloop. Ons almal het sulke stories. Jy sal nie glo nie, ons het gegaan en pastoor Dani het gegaan en hy het gaan bid. En die persoon het gesond geword. Maar jy sal nooit 'n persoonlike belewenis sal hê van wat God kan doen as jy in die boot bly nie. Petrus daarna kon sê, ek het op die water geloop. Nie dat dit oor hom gaan nie, maar hy het daai persoonlike belewenis gehad. Hy het daai persoonlike belewenis gehad. En wat vir my nogal snaaks is ek dink na die tyd het hulle hom nogal gas gegee oor die feit dat hy gesink het. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor dit. Ons gaan nou 'n bietjie tyd spandeer daar. Maar hulle wat vir hom gesê het, ja, jy het gesink, jy het gefaal. En ek kan net dink sy retort en sy antwoord was, ja, maar ten minste het ek op die water geloop. Jy het in die boot gebly. Die Here wil groot goed doen. Hy wil mense gesond maak. Hy wil dooie mense lewendig maak, geestelik en ek glo fisies. Hy wil hê dat mense los moet kom van goed wat hulle so lank vashou. En die goeie nuus is, hy wil dit deur jou doen. Tannie Shelley het vanoggend in tale gepraat. Die woord praat van tale. As jy nie glo in tale nie, weet ek nie wat om vir jou te sê nie. Die woord praat daarvan. Sy het in tale gepraat en daar was 'n uitleg van tale en dit was so amazing en ek glo daai woord het julle opgestig. Daai woord het julle opgebou. Weet wat is die goeie nuus? Goeie nuus is God wil dit deur jou ook doen. Die Here wil dit deur jou ook doen. Hy wil hê jy moet profeteer. Hy wil hê jy moet jou hande op die siekes lê dat die siekes gesond word. Maar jy gaan dit nie beleef as jy in die boot bly nie. As jy in daai gemaksone bly, dan gaan jy dit nie beleef nie. As jy iemand gesond wil sien, dan moet jy begin bid vir hulle. Wat beteken jy gaan na hulle toe moet gaan en jy gaan hande oplê en jy gaan moet bid. Ja, maar ek bid nie in die openbaar nie. Okay, is fyn. Maar dan gaan jy dit nie persoonlik beleef nie.
En God se wil vir jou is dit om dit te beleef. God se wil vir jou is om in dit te stap, sodat hy deur jou kan werk, om mense te bereik, om die gemeente op te rig. Dis God se wil vir jou. Die tweede punt wat ek wil maak in hierdie storie is, die kans is daar, dat jy gaan sink, maar, met 'n caveat. Die kans is daar dat jy gaan sink. Toe Petrus op die water begin loop en sy oog gerig was op Jesus en Jesus die fokus was, het hy geloop op die water. Maar die oomblik toe sy fokus van Jesus afdraai na die wind en die storm en die see toe, het hy gesink. Toe hy begin twyfel en toe hy begin vra, toe het hy gesink. Nou die kans vir ons is daar om ons fokus op Jesus te verloor. Al stap ons op die water, al is ons besig om in die gees te operate, al is die gawes van die gees teenwoordig in ons lewens en in die kerk, is die kans daar dat ons fokus vir 'n oomblik verloor, en ons begin twyfel, en ons begin vra. En as gevolg van die verlede en ons ervaring wat ons het in die verlede, en te sê, ja, maar ek het al vir hoeveel mense gebid, en hulle het nie gesond geword nie, so hoe kan ek nou begin bid, dat hierdie persoon daai oomblik wanneer jy begin twyfel, is die kans daar dat jy gaan sink, of dat jy weer gaan terugklim in die boot. Want baie keer wat gebeur is, ons klim uit, ons is excited, ons is opgewonde, want ons glo die woord, ons gaan, en ons bid vir die siekes. En dit kan dalk wees dat die eerste 3 mense waarvoor jy bid word gesond. Ontvang bonatuurlike genesing van bo af. En jy is on fire en jy gaan. En jy bid vir gesondes, jy bid vir siekes om gesond te word. En dan kom jy op 'n dag waar jy so reg is vir dit, maar jou fokus verloor het dat dit Jesus is wat dit deur jou doen. En jy gaan bid vir 'n persoon, ek het so 'n storie. Ons was by 'n kerk-event gewees, so 'n kursus gewees. En die een ou het opgestaan, ons was 'n paar vriende gewees. En die een ou het opgestaan en hy het 'n woord van kennis gehad, en sy woord van kennis was dit. Hy het gesê, ek beleef dat iemand die so doof is in sy een oor. My vriend wat saam met my was, sy naam is Micah, hy was doof in sy een oor. Wow. En hy staan toe op en hy gaan vorentoe en hy sê, ek het die probleem waarvan jy praat. Daai belewenis wat jy, dis ek. En hy gaan vorentoe dat die persoon vir hom bid, en die woorde van die persoon was dit gewees. Ek het 'n ding vir ore, lyk dit my. En die persoon en Micah staan voor hom en hy lê hande vir hom op en hy bid. Klaar gebid het, is niks. Ek kan nog steeds nie hoor nie. Hy is nog steeds doof. Bid weer vir hom. Niks. Dink na die 3de keer, toe sê hy vir hom, ja, ek weet nie hoekom die Here jou nie genees vanoggend nie, ek is so jammer, ek goed gaan. En dan gaan hy aan. En ek het 'n paar weke daarna praat ek met hom en ek sê vir hom, Micah, hy was Engels geweest, so verskoon hom. Maar ek sê vir hom, Micah, what do you do with this? What do you do with this? He had this word of knowledge. Hy het die woord van kennis gehad en die woord van kennis was korrek. Jy het vorentoe gegaan vir gebed en jy is nie genees nie, wat doen jy daarmee? En hy sê vir my, hy dink dit was meer vir daai oues vir hom. Want die oomblik toe hy vorentoe gegaan het, het hy dit oor homself gemaak. Gesê, ek het 'n ding vir ore. Lyk my ek is die een wat ore genees. Presies dit wat die Korinte gedoen het. En hy sê, hy glo dat God daai oomblik gebruik het as 'n teaching method om te sê, hey, onthou waaroor dit gaan. Remember what it's about. It's not about you. Dit gaan nie oor jou nie. Jy jou hande op die siekes lê en die siekes word gesond, great, maar jy kry nie die eer daarvoor nie, ek is jammer om te sê. Dis God wat die eer moet kry. En die oomblik wanneer ons die eer steel by God, dis wanneer ons sink. So die kans is daar om te sink,
Die kans is daar om distracted te word deur die wind en die storm rondom ons. Maar ek het gesê daar's 'n caveat en dit is die derde punt wat ek wil maak. Jesus bly by jou. Toe Petrus sink, het hy uitgeskree, Here, red my. En dadelik het Jesus sy hand uitgestrek om opgehelp. Dadelik was Jesus daar gewees. Ek wil sê, dit maak nie saak hoeveel keer jy gefaal het in die verlede nie, hoeveel keer jy probeer het, hoeveel keer jy uitgegaan het, hoeveel keer jy distracted geraak het en gesink het nie, Jesus het jou nooit alleen gelos nie. Selfs op daai tyd, wat jy vir iemand gebid het, wat jy gevoel het, jy gaan uit jou comfort zone uit doen, en jy gaan hierdie ding nou doen, en jy bid vir iemand en niks gebeur nie, Jesus was by jou gewees. En dit is so belangrik vir my en vir jou om dit te besef dat die Here is nog steeds besig om deur ons te werk, al voel dit nie altyd so nie. Want een van die dinge wat ons connect met die gawes van die Gees vir een of ander rede is gevoelings. Ek voel nou so. Ek voel nou, daar's 'n gevoel, daar's nou nie meer 'n gevoel nie. Daar is 'n gevoel, ek praat van emosie. Die gawes van die Gees is meer as emosie. Die gawes van die Gees is meer as dit. Ten spyte van die verlede en ten spyte van hoe jy voel, vra God nie dat jy perfek hoef te wees nie. God doesn't ask perfection, he asks for obedience. En wat ek bedoel daarby is, even if jy gesink het, al het jy gesink, al het jy gefaal, al het jy geval, want jy is mens en ek is mens en ons almal was al daar, al het jy gefaal, hy vra nie vir jou om perfek te wees nie, hy wag nie vir die oomblik wat jy val en dan sê, ek kan jou nie meer gebruik nie, okay, kom ons gaan na die volgende een toe nie. Nee, hy help jou op, hy tel jou op en hy sê, kom ons gaan weer, kom ons leer hier uit en sê, okay, moenie kyk na die wind en die weer en die storm nie, kyk vir my, hou jou fokus op my, okay, het jy geleer, okay, kom ons continue, want die werk is nog nie klaar nie. Jy mag dalk al gefaal het, maar die werk is nog nie klaar nie. Die gemeente moet nog opgebou word, die gemeente moet nog gestig word, daar is nog siek mense wat gesond moet word, daar is nog mense wat vervalle is, wat teruggebring moet word, daar is nog mense wat ek 'n woord voor het, wat ek wil hê, jy moet gaan spreek. Jesus bly by jou. En hy bly jou help deur hierdie tye. Ek wil hierdie skrif lees. Filippense 1 vers 6. Waar die volgende sê, omdat ek juis hiervan oortuig is. Kom ons lees daai ene saam. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit einduit sal voer. En dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. So my vraag is daar 'n tyd in hierdie lewe wat God jou gaan los? Waar God gaan sê, ek werk nie meer in jou nie. Kom ons lees hierdie skrif weer. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, by the way, die goeie werk wat in julle is, as ons nou praat van die gawes van die Gees, dis God wat dit begin het. En as dit God is wat dit begin het, dan is dit God wat dit sal volëindig. Hy wat dit begin het, dit einduit sal voer, en dit sal volëindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. En weer eens sê ek dit, oor wie gaan dit? Dit gaan oor hom. Dit gaan oor Jesus. It's about him, it's not about us. It's about him. Ek wil eindig met die volgende vraag. Of ek wil eindig met die volgende stelling. Die vraag is nie, bestaan die gawes van die Gees nog nie? Dis nie die vraag wat ek wil beantwoord nie. Inteendeel dink ek, daai vraag word direk in die skrif beantwoord. Die vraag is nie, moet ons tale sien, en moet ons genesing sien, en moet ons hierdie goed sien nie, die woord maak dit duidelik. Ek sal dit weer vir julle lees, Tom, jy kan weer 1 Korintiërs 14 vers 26 opgooi daarso. Daarso is dit. Die vraag is nie, moet ons dit sien nie,
woord antwoord dit. Elke keer as julle bymekaar kom, het elkeen gewoonlike bydrae om te lewe. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klanke, uitlegging daarvan. Hierdie goed moet gebeur. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, gaan jy toelaat dat die Heilige Gees dit deur jou doen? Of gaan jy in die boot bly? En sê, ek is okay waar ek is. Dis vreemd, my vlees skop daarteen, so ek gaan in my comfort zone bly. Dit is die vraag. En dis die vraag waarby ek wil eindig. En ek gaan 'n uitnodiging maak, maar ek gaan 'n uitnodiging maak wat bietjie anderste is vanoggend. Want vanoggend is Pinkster. Wat beteken ons kan dinge 'n bietjie anders te doen. Ek het 2 uitnodigings wat ek wil maak. Nommer 1. As jy hier is en jy het 'n nood om bedien te word vanoggend. Jy het 'n nood, of dit nou fisies is en of dit nou emosioneel is en of dit nou finansiëel is of wat ook al dit is. As jy 'n nood het om bedien te word, as jy voel ek het 'n bediening van die Heilige Gees nodig vanoggend, dan wil ek jy moet staan daar waar jy is. As jy voel ek het iets nodig, ek het 'n woord nodig, ek het gebed nodig, ek het genesing nodig in jou liggaam of fisies of geestelik of wat ook al, wil ek jy moet staan. Baie dankie my oom, dankie. Amen, dankie. Is julle hier met 'n verwagting volgende? My tweede uitnodiging is dit. Jesus het vir Petrus geroep en gesê, kom. Petrus by homself kon nie op die water loop nie. Die enigste rede hoekom hy op die water kon loop is want Jesus het vir hom die reg gegee. Kan ek vra as dit moontlik is, Louise, om vorentoe te kom en ons net 'n bietjie te kom bedien. Die enigste rede hoekom Petrus op die water kon loop is want Jesus het gesê kom. En hy het gesê kom. En ek kan dink dat daar iets is in Petrus het gesê, Here, ek kan nie op die water loop nie. My ervaring sê vir my dat ek gaan sink. Alles wat ek weet van hoe water werk en hoe ek werk, sê vir my, daar is nie 'n manier wat ek op die water kan loop nie. Dit is onnatuurlik. It is not going to happen. En Jesus sê, kom. Maar Here, wat as ek sink? Wat as ek nie kan doen nie? En Jesus sê, kom. Kom, ek het die water gemaak. Moenie worry nie, jy gaan fyn wees. Kom. Vanoggend is dit die uitnodiging vir die res van julle. Te sê, hier's mense in hierdie gemeente wat stigting nodig het, wat opbouing nodig het, wat bediening nodig het. En my uitnodiging vir julle is om uit julle gemaksone te tree. My uitnodiging vir julle is om uit die boot uit te klim. En ek wil vir jou vra, terwyl Louise ons bedien vanoggend, ek wil vir jou vra om vir die Here te vra, wat het hierdie mense nodig? En dan wil ek hê jy moet daai bold step of faith vat. En ja, dis weird en dis ongemaklik en jy het geen idee wat jy doen dalk nie. Maar dis okay, Jesus is by jou. Jesus is met jou. Die Heilige Gees is by jou. En dan wil ek hê jy moet hande gaan oplê en ek wil hê jy moet gaan bid vir hierdie mense wat staan. En ek wil hê wat ook al in jou gees opkom, of dit nou in hulle finansies of hulle geestelike lewe of hulle fisiese lewe, genesing of wat ook al dit is, wil ek hê jy moet begin bid vir hulle. En ek wil hê jy moet begin spreek dit wat die Here vir jou sê om te sê. Dit wat in jou gees opkom. Ek vra, kom ons bedien mekaar vanoggend. Ons is 'n kerk. We are the church. En dit is wat die kerk moet doen. Die kerk is nie veronderstel om 'n gehoor te wees nie. Die kerk is nie veronderstel om 'n show te wees wat julle kom kyk nie. Die kerk is 'n plek waar julle stigting vind. En ek vra vir jou, tree uit daai gemaksone van jou uit. Get out of that comfort zone. Daai plek wat jou so vashou. En ek vra, kom ons bedien hierdie mense wat staan. En wat ook al die Gees in jou hart sit, om voor te bid en te bedien. Kom ons doen dit vanoggend. Saam met Jesus gaan.